Dankie, Abba Vader, Here, dat ons vanaand kan sê, my siel sal sing. Here, dat ons vanaand hier kan staan en sê, ons sal sing, hoe groot is U liefde. Here, want U is die koning bo alle konings. Here, U is die een wat was en wat is en wat nog kom. Here, vanaand wil ons uitskree saam met die engele en sê, heilig, 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 is die een wat was en wat is en wat nog kom. Here, dat ons vanaand sal staan in die almagtigheid van U naam. Here, U is so ongelooflik. Daar waar jy staan, wil jy net vir 'n oomblik jou hande in die lig steek en vir die Here sê waarvoor jy dankbaar is vanaand. Vir hom vanaand sê hoe lief jy hom het. Om vanaand vir jou siel te sê, ek sal sing. Hoe groot is U liefde. Maak nie saak waartoe jy gaan nie, maak nie saak wat jy ervaar het voor jy hiernatoe gekom het of jou dag sleg was. Maar om vanaand vir jou siel te sê, ek sal sing die goedheid van God, ek sal sing van die grootheid van God. Want baie keer het ons daai bietjie ekstra nodig. Baie keer het ons nodig om onsself te druk. Dankie Here vir U genade, vir U tasbare teenwoordigheid hier vanaand. Here, U is die koning bo alle konings. Here, U is die een wat was en wat is. Here, ek bid vanaand oor hierdie woord. Here, ek bid vanaand dat U net hier by ons kom is. Here, ek bid dat U genade hier sal wees vanaand, Here Jesus. Dankie Here vir wie U is. Dankie Here vir U genade. Here, ek bid oor elke hart. Here, ek bid dat elke hart oop sal wees. Dat elke hart ontvanklik sal wees vir U woord vanaand, Here Jesus. Dankie vir U genade. Dankie vir die goedheid en die guns, Here Jesus. Amen. Voordat ons ons sitplekke neem, wil ek vra, wil jy net vir 'n oomblik jou hand op jou hart sit nie? Ons doen dit by die jeug met ons tieners. Dan sê ons wel, sit jou hand op jou hart en vra net vir die Here, Here, kom en doen wat U moet doen vanaand. Here, kom en raak my hart, net hoe U weet hoe. Want net die Here weet wat jy vanaand nodig het. Net die Here weet wat vanaand jou begeerte is. En net vir hom te sê, Here, ek maak my hart oop vir U. Here, ek maak my hart oop vir wat U wil doen vanaand. Dankie Here vir U goedheid en vir U guns. Dankie Abba Vader. Amen. Amen. Julle kan julle sitplekke neem. Amen. Goeienaand Herlaai. Is julle opgewonde vir vanaand? Ek het daar's 'n paar hoes. Hoe hierdie ding gaan val. Dat sê so vanaand het ek die voorreg om aan te gaan met ons nuwe reeks Kopskuif. So pastoor Siobhan het hom verlede week begin en sy het hom begin met 'n storie wat ons gehoor het by ons president van die AGS, Dr. Henry Weideman, waar sy vertel van die 3 klipsnyers. So daar was hierdie 3 klipsnyers gewees wat besig was om klip te sny. En daar was 'n reisiger wat gekom het en hy het by die een stil gaan staan en hy het hom gevra, waarmee is jy besig? En hy sê vir hom, weet jy wat, ek het 'n familie by die huis, ek moet vir hulle sorg. En hy sê net, ek moet vir hulle sorg, dis wat ek nou doen, ek werk. En die ander ene vra hy vir hom, wat is jy besig om te doen? En hy sê vir hom, ek is besig om klippe te sny. Soos kan jy dit sien nie, ek sny klippe. En hy vra vir die laaste een, vra hy vir hom, wat is jy mee besig? En hy sê vir hom, ek is besig om 'n kathedraal te bou. Ek is besig om die tempel van God te bou. 3 mense, dieselfde ding, maar die laaste een het 'n kopskuif gehad. Hy het die groter prentjie gesien. Hy het verstaan wat gaan aan. Hy het verstaan wat hy besig is om te doen. Ons kernskrif vir hierdie reeks gaan ek nou deel, Romeine 12. Maar kopskuif het ek bietjie gaan opsoek, wat beteken kopskuif? En hy sê, 'n kopskuif verwys na 'n ingrypende verandering en denkwyse.
houding of ingesteldheid. So dit is 'n ingrypende verandering. 'n verandering wat jy kan sien, 'n duidelike siening. En ek gaan kyk toe, wat is die Griekse woord van 'n kopskuif? En dit is, asseblief, vergewe my uitspraak, maar dit is metanoia. En metanoia is 'n byvoeging van twee woorde. Die eerste woord is meta, wat beteken verandering of 'n transformasie. En die tweede woord is nous. En daai woord, ek weet nie hoe hulle by mekaar kom nie, maar dis wat hulle sê, is nous, en dit beteken verstand of denkwyse. So die letterlike betekenis van hierdie woord metanoia is 'n verandering van verstand, 'n verandering van die denkwyse. En ons kernskrif is Romeine 12 vers 2, wat sê, moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle lewe elke dag aan hom moet oorgee. Daar's 'n ander vertaling wat sê vernuwe in julle denke, metanoia. Vernuwe jou denke. Dit is wat hierdie woord beteken van kopskuif. Om jou denke te vernuwe. En ek het verlede Sondag het ek 'n geleentheid gehad om die Tiffany Hudson worship aan te gaan bywoon. En terwyl ek daar was, is ek net in die teenwoordigheid van die Here, en een van die sangers wat sy saamgebring het, David, hy deel 'n storie van waar hy's in Amerika, maar hy kom van Suid-Afrika af. Hy's deel van Elevation Worship en Elevation Rhythm, en hy sing die aand, is hulle besig om hulle nuwe album op te neem. En hy moet hierdie liedjies gaan sing van hoe goed God is, en die eerste paar sing hy, en terwyl hy sing, is hy so besig om te dink, want sy ma is hier in Suid-Afrika besig om 'n operasie te ondergaan. En al wat hy dink is, sy moet al uitgewees het. Hy vra vir sy pa, hoorie, wat gaan aan, tussenin liedjies, gaan hy en hy gaan hoor, en die heeltyd is dit net slegte nuus nie, ons weet nog niks nie. En nou moet hy opgaan en die liedjie gaan sing van hoe goed God is, en in daai oomblik kom ontmoet God hom en hy verander sy denkwyse. Hy kry 'n kopskuif in aanbidding, waar hy ophou fokus op wat God moet doen, maar hy begin fokus op wie God is. En hy kry 'n kopskuif in aanbidding. En dit is wat ek vanaand met julle wil deel, 'n kopskuif in aanbidding. Aanbidding, die Griekse woord vir aanbidding is proskuneo. En hierdie woord beteken, die letterlike betekenis, om neer te val, neer te buig, die grond te soen of die hand te soen ter teken van diep eerbied. Om letterlik by die grond neer te val in aanbidding. Dis wat hierdie woord beteken in Grieks. En vanaand wil ek met julle deel 'n verhaal van twee dames. Twee dames wat presies nie dieselfde ervaring gehad het, nie dieselfde teenwoordigheid was, maar 'n ervaring anders gehad het. En dit is twee sissies met die naam Maria en Martha. So Maria word 3 keer in die Bybel genoem, en al 3 kere wanneer hulle haar noem, is sy op haar knieë by die voete van Jesus. Is sy so honger vir die teenwoordigheid van Jesus. Martha op die ander kant is elke keer saam met haar in daai teenwoordigheid van Jesus, maar al wat op haar kop is sy moet dien. Sy moet kos regkry, sy moet die mense gaan dien. En baie keer is ek en jy 'n Martha. Dat wanneer ons in die vertrek is, al wat ons kan dink is, Here, kom doen iets. Here, kom doen net iets in my lewe. Here, ek het finansies nodig. Here, kom en bring net 'n deurbraak in my finansies. Here, ek het 'n werk nodig. Bring net vir my 'n werk. Maar ons vergeet van Maria wat by sy voete neergeval het. Sien, Martha was bekommerd oor dien. Maar Martha was besig met Jesus, maar verwyder van Jesus. Hoor dit weer, sy was besig met Jesus, maar sy was verwyderd van hom. Hy was in die vertrek, maar sy het nie sy teenwoordigheid verstaan nie.
Sy het nie die ongelooflikheid van sy teenwoordigheid gesnap nie. En hierso is die kopskuif, want Martha was besig met die dinge van Jesus, maar Maria was besig met Jesus. En vanaand wil ek vir jou vra, watter een is jy? Of watter een wil jy wees? Is jy besig met die dinge van Jesus? Of is jy besig met Jesus? Is jy by sy voete? Is jy saam met hom in aanbidding? Ek wil begin met die Martha-stryk. 'n ding van waarin ons almal trap baie keer, is Martha bedien Jesus. Daar is ons 'n gedeelte in Lukas 10, waar Jesus het in die dorp gekom waar hulle is, en Jesus het toe by hulle gaan eet. En soos wat hy besig is hy besig om met sy mense te praat, en hy vertel hulle van hoe die wêreld gaan verander, van hoekom hy daar is, en Martha is besig om kos te maak, en sy is besig om hulle te bedien, en Maria saam met haar in die kombuis besig, maar soos wat Maria loop, hoor sy waarmee Jesus besig is, en sy is so nuuskierig. En sy gaan sit by die tafel met al hierdie klomp mans, en sy wil net so in sy teenwoordigheid wees. Sy wil net so hoor, wat is Jesus besig om te sê? Maar Martha kom, en sy staan, en sy sien Maria gaan sit, en sy dink dadelik, wat doen jy? Ek is besig in die kombuis, ek is besig om vir Jesus 'n maaltyd voor te berei, maar nou gaan sit jy. Ek het jou hulp nodig, en Martha gaan na Jesus toe, en sy sê vir hom, Jesus, hoe kan u dit toelaat? Hoe kan jy toelaat dat sy by jou sit, wanneer ek alleen besig is in die kombuis? En Lukas 10 vers 41 sê Jesus, en Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is versigtig en ontsteld. Jy is versigtig en ontsteld oor baie dinge. Maar een ding is nodig, en Maria het daardie goeie deel gekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Sy het die teenwoordigheid gekies. Sy het sy teenwoordigheid gekies, sy geselskap gekies. Martha was so besig om te dien. Baie van ons is so besig om te probeer hierdie eksie-perfeksie Christen te wees. Bybel te lees elke dag, te worship elke dag, maar ons gryp nie sy teenwoordigheid aan nie. Want is een ding om te lees, maar is nog 'n ding om toe te pas. Martha was in sy teenwoordigheid, maar sy het nie aangegryp nie. Vanaand wil ek jou vra, gryp jy die teenwoordigheid van God aan, wanneer jy in sy teenwoordigheid werklik is? Die tyd loop aan, en Jesus kom weer in die dorp, want Maria en Martha het gestuur na Jesus toe, want hulle broer Lazarus is siek. Maar Jesus in die oomblik sê vir sy disippels, dis okay, ons gaan nog aangaan. 4 dae later gaan hy terug na Lazarus toe, en soos wat hy inkom, roep hulle vir Martha. Hulle roep vir Martha, en in Johannes 12 vers 20 lees ons, en Martha, toe sy hoor dat Jesus kom, het hom tegemoet gegaan, maar Maria het stil in die huis gesit. Toe sê Martha vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Sy sê vir hom, Here, as u tog net hier was. En sy en Jesus het hierdie gesprek, maar sy begin met hom praat oor teologie. Sy begin vir hom sê, maar Here, ek weet wie u is. Maar Here, ek weet wat u kan doen. Ons lees in vers 25 tot 26, waar Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al was hy dood. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Want sien, in hierdie gesprek sê Jesus vir haar, jou boetie slaap net. Hy gaan weer opstaan. En sy probeer vir hom sê, ek verstaan hy gaan opstaan, maar eers met die wederkomste. Maar Jesus sê vir haar, wie ook al in my is, sal lewe. Glo jy dit? En haar antwoord in vers 27, sy sê vir hom, ja Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat na die wêreld sou kom. Sy verstaan dit. Sy sê, ja Here, ek verstaan. En na sy dit gesê het, gaan sy en sy gaan roep vir Maria.
Daar's 'n Engelse vertaling wat sê, Jesus het vir haar gesê, waar is jou sussie? Gaan roep vir Maria. In vers 29, toe sy dit, toe Maria dit hoor, het sy vinnig opgestaan en na hom toe gegaan. Sy het dadelik opgestaan en na Jesus toe gegaan, en sy hardloop en sy gaan val by sy voete neer, en sy sê vir hom, Here, as u net vroeër gekom het my broer nog gelewe. Vers 32 sê dit juist, toe Maria toe kom waar Jesus was en hom sien, val sy voor sy voete neer en sê vir hom, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Ek wil net gou stil staan daar, 2 sissies, selfde gevoelens, maar 2 verskillende reaksies. Ja, al 2 het in daai oomblik getwyfel. Al 2 het gesê, Here, as u tog net vinniger was. Maar gaan kyk na Martha, het hom nog nie eens gegroet nie. Sy het net ingeloop en dadelik aangeval. Sy het dadelik gesê, waar was u gewees? Maar Maria kom en sy val by sy voete neer. Sy val in die teenwoordigheid van Jesus. Selfde pyn, selfde teleurstelling, selfde vraag. Maar die toestand van Maria se hart was anders. Maria se eerste aksie was om by sy voete neer te val. Sy het eers sy voete by sy voete gaan lê. Wat ek daar sien in daai oomblik, is sy het verstaan dat, Here, ek het 'n vraag. Ek wonder hoekom dit nie gebeur het nie. Ek wonder hoekom u lank gevat het. Maar sy het soveel respek gehad en soveel liefde gehad, dat sy so net by sy voete neer gaan lê het in aanbidding. Want wat was die Griekse betekenis gewees? Om op jou knieë neer te val. Om neer te buig by sy voete. Dis iets wat Maria verstaan het. En later sien ons 6 dae voor Jesus se sterwe, voordat hy gekruisig word, sien ons 'n gedeelte, maar voor ek dit deel, is dit almal met wie ek gepraat het, hierdie laaste week wat by die vrouekonferensie was, het een ding vir my gesê, en dis iets wat Katie gedeel het, en sy het gesê, wat soek jy? Soek jy die aangesig van God, of soek jy die hand van God? En dit is presies wat ek sien hierso in Martha en Maria. Martha soek sy aangesig, sy soek sy teenwoordigheid, vir Martha soek sy hand, sy soek wat hy kan doen, sy soek wat hy moes doen. Baie keer is dit ek en jy, ons soek net wat God vir ons kan doen. So rukkie terug was dit ons vasweek gewees, en hierdie week, ek het elke dag probeer vas, en elke dag het ek misluk. Die donderdag kom, en ek sê vir die Here, okay, Here, vandag is die dag, ek gaan vas. Daai selfde tyd is ons staf besig om deur baie goed te gaan, die vyand is listig. En daai oggend sê pastoor Ronaldo vir ons, julle moet verstaan dat dit is 'n oorlog. Jy moet begin fight. Partykeer het ons dinge net begin aanvaar. En daai oggend begin ek bid, en ek bid oor my familie, en ek bid oor verskillende dinge, en daai hele dag is net terrible. Ons moet na 'n konferensie toe gaan in Mafeking, maar alles val uitmekaar uit. Daar's nie verblyf nie, dan kan hierdie persoon nie saamgaan nie, en al wat ek dink is, Here, waar is U? Nou vas ek, daai selfde aand moet ek preek oor die Heilige Gees by ons jongvolwasse diens, en ek is net op 'n plek van, Here, ek verstaan nie. 3 keer loop ek uit en ek roep en ek sê, Here, waar is U? Tot ek op die verhoog staan in die jongvolwasse diens, en die Here kom staan by my stil, en hy sê vir my, Zain, jy het my hand gesoek die hele dag. Soek die God agter die hand. Soek my aan. Soek wat wie ek is, nie wat ek kan doen nie. Want dis baie keer wat ons doen, ons soek wat hy kan doen, nie wie hy is nie. Want hierso Martha eis 'n verduideliking. Sy wil dadelik weet, Here, waar is U? Waar was U? Hoekom was U nie hier gewees nie?
Maar om neer te buig was vir Maria soos om asem te haal. Dit was deel van wie sy was. Om by sy voete te wees was deel van wie sy was. Aanbidding was deel van wie sy was. Vanaand hoop ek dat jy verstaan dat aanbidding is nie net die liedjies wat ons sing nie. Aanbidding is 'n leefstyl. Aanbidding is om in die teenwoordigheid van God te wil wees, maak nie saak waardeur jy gaan nie. Want dit was gals gewees. Dit was hartseer gewees, maar tog het Maria steeds by sy voete neergeval. Tog het sy steeds by sy voete gesit en gesê, Here, hier is ek. Sy het vrae gehad, maar sy was op haar knieë in sy teenwoordigheid. En na 6 dae voordat Jesus gekruisig word, is hy weer in Bethanie. En hy kom eet weer by Lazarus en by Maria en by Martha. En Martha is alweer besig in die kombuis, besig om kos voor te berei, besig om Jesus te dien. En Maria loop in met 'n bottel parfuum. 'n duur bottel parfuum. En sy loop in en sy kyk na Jesus, en ek wil vir julle hierdie stuk lees uit Johannes 12 vers 13. Wat sê Maria bring toe 'n houer met dierolie wat van nardus gemaak is. Wat van nardus gemaak is daaraan. Dit het soet en baie lekker geruik en is as 'n soort parfuum gebruik. Sy gooi toe sommer heelwat van hierdie lekker olie oor Jesus se voete uit. Daarna vee sy die oortollige olie met haar hare van sy voete af. Die hele huis het lekker geruik van die heerlike olie. Nou wat uitstaan in hierdie gedeelte, is sy vee die oortollige olie met haar hare af. In daai tyd was haar hare, haar heerlikheid. Dit was haar trots. Paulus skryf ook dat 'n vrou se hare is haar trots, is haar heerlikheid, en sy gebruik haar hare om die olie van sy voete af te smeer. En in daai oomblik sit Judas, en hy is soos, wat doen sy? Wat doen jy? Dis duur. En hy kyk vir Jesus en hy sê, daai parfuum wat sy gebruik, kan 'n jaar se salaris opwerk. Ons kan jong mense gaan voer, ons kan arme mense gaan voer, ons kan saam met hulle wees, ons kan hulle help. Maar Jesus draai na hom toe in vers 7 tot 8 en hy sê, toe het Jesus gesê, laat haar met rus. Sy het dit gekoop om te bære vir die geleentheid van my begrafnis. Die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Ek wil op so 'n manier sê, die dinge van die Here gaan altyd daar wees. Om te preek, om te dien, om armes te gaan voer, om in kinderhuise te wees, dit gaan altyd daar wees. Maar Jesus sê hierso, ek gaan nie altyd daar wees nie. En Maria het dit verstaan. Sy het verstaan dat sy teenwoordigheid is belangriker. Maar wat vir my uitstaan in hierdie teks, is sy het nie haarself verdedig nie. Want sy was so ingeteken op sy teenwoordigheid, op wie hy is, by sy voete, dat sy nie omgegee het om haarself te verdedig. Sy het nie omgegee oor wat hierdie mense sê nie. Wat saak gemaak het is Jesus het haar verdedig. Jesus het gesê, los haar. Maar die gedeelte na hierdie, sê hy, die storie gaan oral vertel word. Die evangelie gaan versprei word, maar Maria se storie sal vertel word in herinnering van haar. In herinnering van haar opoffering. Herinnering van haar toewyding om sy teenwoordigheid aan te roep, sal sy herinner word. Dit maak nie saak oor wat jy dit maak nie altyd saak oor wat jy doen nie. Wat is die kondisie van jou hart? Wat is die kondisie van jou aanbidding? Van Martha, dit was ook 'n vorm van aanbidding. Dit was ook 'n vorm van dien. Maar sy het nie daai intimiteit met Jesus gehad wat Maria gehad het nie.
Maria het 'n intimiteit met Jesus gehad. Sy was by sy voete gewees. Sy het hom aangeroep. Ek luister in die week, luister ek 'n podcast oor hierdie, en hierdie man, hy praat en hy sê, Maria was so ingeteken op sy voete, geen kop het vir haar saak gemaak nie. In daai tyd was die voete die laagste gedeelte. Hulle het nie verstaan hoekom sy by sy voete is nie, want dit is die laagste gedeelte. Wat Maria hierso sê is, Jesus se voete is belangriker as enigiemand anders. As enige iets anders. Daar's 'n liedjie wat se naam is What a God. En sy brug gaan, if the highest place I reach is at your feet, then I've done it all. If the best thing that I've seen is your glory, then I've seen it all. Kan jy vanaand sê dat jy's 'n Maria wat sê, Here, al bereik ek net u voete. Dis al wat ek bereik. Dis genoeg. U teenwoordigheid is genoeg. U voete is genoeg. In sy teenwoordigheid beteken dit nie altyd alles verander nie. Beteken nie alles verander dadelik nie. Want toe Maria by sy voete neerval, het Lazarus nie dadelik opgestaan en uitgeloop nie. Eers later het Jesus na die graf toe gegaan en geroep, Lazarus kom uit, en Lazarus het uitgekom. Maar sy het iets anders verstaan by sy voete. Baie keer, soos wat ons nou in die winter is, kry ons koud. Dis koud, die wind waai, maar wanneer ek gaan en ek gaan my baadjie aantrek, verander die temperatuur nie. Die son kom nie ewe skielik uit en skyn nie. Die hitte gaan nie ewe skielik 20 grade op. Maar wat gebeur is my hitte verander. Want ek kry nie meer koud nie. Jy wat nie 'n baadjie het nie, kry nog koud, maar my omstandighede het verander. Nie my omstandighede nie, my omgewing het verander. En dis baie keer wat aanbidding doen. In aanbidding kry jy hitte. In aanbidding kry jy vrede. By Jesus se voete kry jy sy genade. Dit beteken nie buite het die wind ophou waai nie. Die wind is steeds daar. Maar hoe ek het aandurf het verander. Want ek het nou 'n baadjie aangetrek. Ek het in die teenwoordigheid van Christus ingetree. So vanaand wil ek jou aanmoedig, hoe lyk jou aanbidding? Is daar 'n kopskuif wat gemaak moet word in jou aanbidding? Of is jy okay om net 'n Martha te wees? Wat hom in die vertrek te hê, maar nie sy teenwoordigheid te verstaan nie. Maar nie te verstaan wat hy vir jou kan doen nie. Nie te verstaan wie hy is nie. Of wil jy Maria wees wat by sy voete aan gaan lê en gaan sê, Here, ek wil net u teenwoordigheid hê. Ek wil u gesig aansoek meer as wat ek u hand aansoek. Daar waar jy is, wil jy net vir 'n oomblik jou oë toe maak en daai besluit maak. Daai besluit maak van, Here, ek wil u ken. Ek wil u ken soos wat Maria u geken het. Ek wil in u teenwoordigheid wees soos wat Maria in u teenwoordigheid was. Om te kom op 'n plek waar jy sê, Here, al wat saak maak is u goedheid. U guns, u genade. Here, ek bid vanaand oor elke persoon. Here, ek bid vanaand dat ons sal verstaan dat in u teenwoordigheid is al wat ons nodig het om te wees. Here, in u teenwoordigheid is daar iets anders. In u teenwoordigheid is daar vrede wat alle verstand te bowe gaan. In u teenwoordigheid is daar 'n rustigheid wat weet, dat maak nie saak wat ek het of wat ek nie het nie. Maak nie saak van wat ek nodig het nie. U teenwoordigheid is belangriker as dit alles. Om in u teenwoordigheid te wees is belangriker as enige iemand wat rondom my is. Here, ek bid in die week dat ons u sal gaan aansoek. Net om te gaan sit in u teenwoordigheid, net om te gaan sit saam met u, Here Jesus. Maar Here, dat ons sal verstaan wie u is. Here, dat ons lewens aanbidding sal wees.
Dat ons nie net sal aanbid op 'n Sondag in die kerk nie, Here, maar dat elke gedeelte van ons lewe aanbidding sal wees. Here, dat wanneer ons tiendes en offergawes gee, is dit 'n vorm van aanbidding. Net as wat Maria daai dierolie uitgegooi het, was dit haar aanbidding om te sacrifice, om te sê, Here, dit maak nie saak nie, U maak saak. Here, want U is die almagtige koning. U is die begin en die einde. En ons gee aan U al die lof en al die eer en al die aanbidding in Jesus naam. Amen. Wie van u die week aan het uitdaag om die teenwoordigheid te gaan aansoek. Om in elke dag, elke oomblik net 'n paar minute te vat en net te gaan sit in sy teenwoordigheid. Op te hou praat. Maar net te sit en te sê, Here, hier is ek. Ek wil net by U voete wees. Ek wil net in U teenwoordigheid wees. En te weet dat hy gaan opdaag. Hy gaan daar wees. Dit was so lekker om vanaand saam met julle te wees. En ek wil julle vra, kom en wees deel van ons aanbiddingsaand volgende week. Dit gaan regtig ongelooflik wees, die planne wat ons reeds in plek het. Dit gaan 'n aand wees waar ons net sy aangesig aansoek. Waar ons in oefening kan sit wat ons vanaand geleer het. Te weet dit gaan net oor wie hy is. Dan sien ons julle volgende week met iemand wat jy saambring. Baba julle.